In 'n herrehuis gekenmerk deur geheime en spanning, probeer die nuwe kinderoppasser om vreugde terug te bring na die miljoenêr se 5 dogters. Maar alles verander toe die wrede stiefma haar in die badkamer saam met die meisies toesluit, in 'n poging om die band wat tussen hulle gevorm het, stil te maak. Vasgekeer en desperaat, veg die kinderoppasser en die kinders om kalm te bly terwyl die storm buite die chaos in die huis weerspieël. Totdat skielik die miljoenêr vroeër as verwag terugkeer en sy aankoms verander hierdie aand in 'n verwoestende onthulling. Die reën het hard op Sandton geval daardie Junie-middag en die strate in grys spieëls verander wat die swaar bewolkte hemel weerkaats het. Anja Joubert het die band van haar verslete rugsak styf vasgehou terwyl die taxi deur die imposante hek van die herehuis gery het. Haar vingers het effens gebewe, nie net van die koue wat deur haar dun jas gedring het nie, maar van die angs wat haar bors toegedruk het sedert sy die oproep ontvang het wat haar aanstelling bevestig het. Sy was jonk, net 23 jaar oud, en dit sou haar eerste ervaring as 'n kinderoppasser in so 'n groot woning wees. Sy het uit 'n eenvoudige gesin van die Vrystaatse platteland gekom, waar sy groot geword het deur na haar jonger broers en susters om te sien terwyl haar ouers op die plaas gewerk het. Toe sy besluit het om haar geluk in die groot stad te beproef, het sy nooit gedink sy sou voor 'n 3-verdieping herhuis beland nie, met tuine wat eindeloos gelyk het en 'n marmerfontein wat selfs onder die storm kristalhelder water gespuit het. Die bestuurder het voor die hooftrap gestop. Anja het die rit betaal met die laaste note wat sy in haar beursie gehad het en uitgeklim en dadelik gevoel hoe die reën haar bruin hare nat maak. Sy het die trappe opgehardloop, haar ou tekkies wat 'n geluid teen die klipsteen gemaak het. Voordat sy eers die deurklokkie kon lui, het die deur oopgegaan. 'n Lang, elegante vrou het in die ingang verskyn. Sy het 'n stywe swart rok gedra wat haar perfekte figuur beklemtoon het, hemelhoë hakke en juwele wat selfs in die dowwe lig van die reënerige middag geskitter het. Haar blonde hare was onberispelik gekam, vasgemaak in 'n gesofistikeerde bolla. Haar blou oë het Anja van kop tot tone bekyk en die hoek van haar mond het in iets gekrul wat nie heeltemal 'n glimlag was nie. "Jy moet die nuwe kinderoppasser wees," sê die vrou, haar stem vol minagting. "Elise de Villiers. Ek is die vrou van hierdie huis." Anja het haar nat hand uitgesteek om te groet, maar die vrou het net daarna gekyk asof dit iets onaangenaam was. "Ja, mevrou. Ek is Anja Joubert. Dis 'n plesier om u te ontmoet. Kom dadelik binne, jy drup op my ingevoerde marmervloer." Die jong vrou het vinnig ingekom en op die persiese mat in die ingang getrap. Die binnekant van die herehuis was selfs meer indrukwekkend as die buitekant. 'n Reusagtige kristalkandelaar het van die hoë plafon gehang en prismatiese refleksies op die mure gegooi wat met Franse muurpapier bedek was. Antieke meubels en kunswerke het elke hoek versier. Anja het nog nooit soveel leksheid op een plek bymekaar gesien nie. Elise het die deur met 'n skielike beweging toegemaak. "Ek hoop jy raak nie te gewoond aan die omgewing nie. Jy is net 'n werknemer, verstaan jy? Jou plek is in die kinders se kamer en in die kombuis. Ek wil jou nie in die ander vertrekke sien rondwaal nie." "Ja, mevrou. Ek verstaan volkome. Beter so, die laaste kinderoppasser het nie haar plek geken nie en moes laat gaan word. Die een voor haar ook. Om die waarheid te sê, jy is die 11de in 6 maande. Ek dink dit maak die tipe dissipline wat ons hier verwag, duidelik." Anja het 'n koue rilling langs haar ruggraat gevoel wat niks met haar nat klere te doen gehad het nie. 11de kinderoppasser in 6 maande. Wat het met die ander gebeur? Maar sy het nie tyd gehad om daardie inligting te verwerk nie, want ferm voetstappe het deur die marmergang weerklink. 'n Man het uit die sykamer verskyn. Stefan de Villiers was indrukwekkend selfs sonder om te probeer. Lank, breë skouers, swart hare met 'n effense grys skynsel by die slape. Hy het 'n donkerblou pak gedra wat sekerlik meer gekos het as wat Anja in 'n hele jaar sou verdien. Maar dit was sy oë wat haar verras het. In teenstelling met Elise se koudheid, het Stefan se brein oë-moegheid en iets wat soos opregte vriendelikheid gelyk het, oorgedra. "U moet juffrou Joubert wees," het hy gesê en sy hand met 'n diskrete glimlag uitgesteek. "Stefan de Villiers. Welkom in ons huis." Sy hand was ferm en warm, heeltemal anders as die groet wat Elise geweier het. "Aangename kennis, meneer de Villiers. Ek is opgewonde om te begin." "Uitstekend. Ek moet met jou oor my dogters praat." "Elise, vra asseblief die bediende om 'n warm tee vir juffrou Joubert voor te berei. Sy is sopnat." Elise se uitdrukking het vir 'n oomblik verhard,
maar sy het 'n vals glimlag geforseer. Natuurlik, skat. Ek reël dit dadelik. En sy het met haar hakke wat op die vloer geklik het, deur die gange gestap. Stefan het Anja na 'n kantoor gelei wat met edelhout uitgevoer was, met boekrakke vol boeke en 'n enorme lesenaar bedek met plante en argitektoniese planne. Hy het 'n leerleunstoel aangedui vir haar om te sit terwyl hy self agter die lesenaar gaan sit het. Juffrou Joubert, ek moet van die begin af eerlik met jou wees. My 5 dogters gaan deur 'n baie moeilike tyd. Hulle ma is 'n bietjie meer as 'n jaar gelede oorlede en hulle het nog nie heeltemal van daardie verlies herstel nie. Anja het haar hart vol saamtrek. 5 meisies sonder 'n ma en ek is baie jammer, meneer de Villiers. Ek kan my nie indink hoe moeilik dit vir hulle en ook vir u moet wees nie. Stefan het sy hand oor sy gesig gevee en vir die eerste keer tekens van die uitputting wat hy gedra het, gewys. Dis hoekom ek Elide 6 maande gelede aangestel het. Ek het gedink die meisies het 'n vroulike figuur in die huis nodig, iemand wat op een of ander manier die leemte kon vul. Maar het hy gehuiwer, dinge was nie maklik nie. My dogters is wonderlik, maar hulle is baie teruggetrokke. Hulle skakel nie maklik met enige iemand nie. Ek verstaan. En die ander kinderoppassers? Nie een van hulle kon langer as 2 weke bly nie. Sommige het gesê die meisies is moeilik, ander het eenvoudig verdwyn sonder om 'n verduideliking te gee. Hy het diep gesug. Lienke is 10 en het feitelik die rol van ma vir haar jonger susters oorgeneem. Mia is 8, Annabel 6, Sophie en klein Emma het pas 3 geword. Hulle is 5 kinders wat liefde en geduld nodig het, nie net basiese sorg nie. Kan ek hulle ontmoet? Natuurlik. Maar ek moet jou van iets belangriks waarsku. Hy het vorentoe geleun, sy uitdrukking ernstig. Ek reis baie vir werk. My konstruksiemaatskappy het projekte reg oor die land, en soms moet ek vir 'n week of 2 weggaan. Gedurende daardie tyd is Elide verantwoordelik vir die huis. Sy het haar eie reëls oor hoe dinge moet werk. Ek hoop jy sal kan aanpas. Daar was iets ongesê in daardie woorde, 'n gewig wat Anja nie heeltemal kon identifiseer nie. Ek sal my bes doen, meneer de Villiers. Ek is lief vir kinders en ek beloof om na u dogters om te sien asof hulle my eie sussie is. Stefan het vir die eerste keer regtig geglimlag en Anja het opgemerk hoe dit sy gesig verander het, dit jonger en minder belas laat lyk het. Uitstekend. Ek sal jou na hulle kamer neem. Hulle het die hooftrap opgeklim, verby gange wat met dierskilderye en persiese matte uitgevoer was. Die herehuis was 'n doolhof van leksheid, maar Anja kon nie help om op te merk hoe alles te koud en stil gelyk het nie. Daar was geen kinderlag, geen geluid van speel nie, net die klank van hul voetstappe en die reën wat teen die vensters gekap het. Stefan het voor 'n wit deur op die 2de verdieping gestop. Hierdie is die kindervleuel. Die 5ste kamer is hier. Jou kamer is net daar oorkant, sodat jy hulle kan hoor as hulle gedurende die nag iets nodig het. Hy het die handvatsel gedraai en die deur oopgestoot. Die kamer was enorm, versier in pastelkleure met 5 beddens in 'n halfsirkel gerangskik. Elkeen het 'n afdak van ligte materiaal gehad en was bedek met opgestopte diere en gekleurde kussings. Rakke propvol dierspeelgoed het 'n hele muur beslaan. 'n Pophuis so groot soos Anja het in 'n hoek gestaan en 'n kus wat oorgeloop het van kostuums het 'n ander hoek gevul. Dit was enige kind se droomkamer. Maar die 5 meisies wat op die beddens gesit het nie gelukkig gelyk nie. Hulle het na die deur gekyk toe dit oopgaan en Anja het haar hart voel breek toe sy daardie bleek gesiggies en die dowwe oë sien. Lienke, die oudste, was in die middel met een van die jonger susters op haar skoot en die ander 3 wat aan haar vasgeklou het. Almal het onberispelik skoon rokkies gedra, hul hare perfek gekam, maar daar was iets diep verkeerd met daardie toneel. Die kinders het bang gelyk. Meisies, hierdie is Anja. Sy gaan na julle omsien terwyl pappa moet werk. Ek wil hê julle moet beleefd en gehoorsaam wees, goed? Ja, pappa, het Lienke geantwoord met 'n dun stemmetjie wat te volwasse vir haar 10 jaar probeer klink het. Die ander het stil gebly, net Anja met oë dopgehou wat 'n mengsel van nuuskierigheid en wantroue getoon het. Klein Emma het haar duim gesuig, vasgeklou aan Lienke se rok. Anja het afgehurk om op hulle hoogte te wees, opregte glimlag wat haar gesig verlig het. Hallo meisies. Wat 'n plesier om julle te ontmoet. Ek is seker ons gaan baie goed oor die weg kom en baie pret saam hê. Lienke het nie geantwoord nie, net haar suster stywer teen haar vasgedruk.
Die ander het stom gebly, asof hulle bang was om te praat. Stefan het gehoes, duidelik ongemaklik met die gespanne atmosfeer. Wel, ek sal julle los om mekaar beter te leer ken. Juffrou Joubert, as jy iets nodig het, soek my net. Hy het omgedraai om te gaan, maar by die deur gestop. O, nog een ding. Elise het 'n streng roetine vir die meisies ingestel. Hulle eet hier in die kamer, het spesifieke tye om te speel en moet om 8:00 saans in die bed wees. Volg asseblief hierdie reëls. Verstaan, meneer. Toe die deur toemaak, was Anja alleen met die 5 susters. Die stilte was swaar, net gebreek deur die geluid van die reën buite en die sagte asemhaling van die kinders. Anja het 'n tree nader aan die meisies gegee, stadig beweeg om hulle nie te laat skrik nie. Kan ek hier by julle sit? Lienke het effens geknik en Anja het op die sagte matvloer gaan sit en haar bene gekruis. Van naby kon sy elkeen van hulle beter sien. Lienke het lang bruin hare en groen oë gehad wat te ernstig was vir 'n 10-jarige kind. Mia het soos haar ouer suster gelyk, maar haar bruin oë het 'n vonkel van nuuskierigheid gehad wat sy probeer wegsteek het. Annabel was vol sproete met rooi krulle wat oor haar skouers geval het. Sue het pink wange en 'n skaam kyk gehad, terwyl klein Emma 'n poppie met swart hare en groot oë soos haar pa was. Weet julle, het sy saggies begin praat, ek het ook jonger broers en susters. Toe ek klein was, het ek altyd na hulle omgesien terwyl my ouers gewerk het. Ons het 'n klomp prettige speletjies uitgedink. Mia het haar kop na die kant gekantel, nuuskierig. Watter soort speletjies? Ag, 'n bietjie van alles. Ons het forte met lakens gebou, mal stories uitgedink, teater gespeel, gesing, gedans. Een keer het ons die hele sitkamer in 'n kasteel verander met kartondose. Emma het vir die eerste keer haar duim uit haar mond gehaal. Kasteel. Dis reg 'n reuse kasteel met torings en alles. Het julle bokse hier? Lienke het haar lippe saamgepers. Mevrou Elide hou nie van 'n gemors nie. Sy sê ons moet stil speel en alles netjies hou. Anja het opgemerk hoe die meisie haar stiefma mevrou Elise noem, 'n formele afstand wat nie tussen 'n kind en die vrou wat in dieselfde huis woon, behoort te bestaan nie. En wat hou julle daarvan om te doen as julle stil is? Niks, het Annabel met 'n hartseer stem geantwoord. Ons bly hier in die kamer. Soms laat mevrou Elise ons televisie kyk, maar net opvoedkundige programme. En waar is al hierdie pragtige speelgoed? Anja het na die propvol rakke gewys. Speel julle nie daarmee nie. Dis net vir versiering, het Mia verduidelik. Mevrou Elide het alles gekoop nadat sy met pappa getrou het. Maar sy het gesê dis te duur vir ons om te breek. Anja het 'n vlaag van hartseer en verontwaardiging deur haar bors voel styg. 5 kinders omring deur speelgoed waaraan hulle nie kon raak nie, wat in 'n luukse kamer gewoon het wat meer soos 'n goue tronk gelyk het. Wel, weet julle wat? Ek dink speelgoed is gemaak presies om deur kinders gebruik te word. Wat daarvan as ons iets lekker kies om saam te speel? Mia se oë het vir 'n oomblik opgehelder, maar Lienke het vinnig haar kop geskud. Ons kan nie. Mevrou Elide sal kwaad word. Ek neem die verantwoordelikheid. Ek beloof ek sal alles mooi oppas en ons sal alles agterna terugsit op sy plek. Wat sê julle? Die 5 meisies het na mekaar gekyk en gekommunikeer deur daardie stille taal wat net baie hegte susters deel. Uiteindelik het Lienke 'n sug gegee en geknik. Goed. Maar net 'n bietjie. Gedurende die volgende uur het Anja gesien hoe die 5 susters verander. Eers skaam, toe met meer selfvertroue, het hulle poppe en opgestopte diere van die rakke begin afhaal. Mia het 'n boustel gewys waarvan sy gehou het, Annabel het 'n stowwerige storieboek gekry, Sue het 'n stel gekleurde penne ontdek en Emma het 'n reuse teddybeer omhels wat amper so groot soos sy was. Anja het snaakse stories uit haar kinderjare op die platteland vertel, verskillende stemme vir elke karakter in Annabel se storieboek gemaak en selfs 'n eenvoudige liedjie geleer wat sy altyd saam met haar broers en susters gesing het. Stadig maar seker het die lag begin verskyn. Eers skaam, toe losser en opregter. Die kamer wat voorheen soos 'n stille mausoleum gevoel het, het lewendig geword met die kinderstemme. Hulle het almal in 'n sirkel op die vloer gesit en 'n toring met gekleurde blokkies gebou, toe die deur skielik oopgegaan het. Elise het soos 'n stormwind ingekom, haar hakke wat in die mat ingedruk het. Haar gesig was rooi van woede. Wat gaan hier aan?
Die 5 meisies het onmiddellik in mekaar gekrimp en teruggekeer na daardie toestand van vrees wat Anja gesien het toe sy aangekom het. Klein Emma het die teddybeer laat val asof dit haar hande brand. Anja het vinnig opgestaan en haarself tussen Elise en die kinders geplaas. Ons het net gespeel, mevrou de Villiers. Mekaar leer ken. Gespeel. Elise se blou oë het geflonker. Kyk na hierdie gemors. Speelgoed oral oor die kamer versprei. Ek het duidelik gesê die meisies moet alles georganiseerd hou. Met alle respek, mevrou, kinders moet speel. En ek sal hulle help om alles nou dadelik weg te pak. Jy is gehuur om hierdie kinders stil en gedissiplineerd te hou, nie om partytjie te hou en speelgoed oral te strooi nie. Elise het 'n tree nader aan Anja gegee, haar stem laag en dreigend. As jy nie die reëls van hierdie huis kan volg nie, sal jy dieselfde lot as die ander kinderoppassers hê. Verstaan jy my? Ek verstaan volkome. Maar ek verstaan ook dat hierdie meisies liefde en aandag nodig het, nie net streng dissipline nie. Elise se gesig het nog rooier geword. Hoe durf jy my bevraagteken? Ek is die eienares van hierdie huis. En hulle is kinders wat hul ma verloor het. Hulle verdien om 'n normale kinderjare te hê. Die stilte wat gevolg het, was so swaar dat jy dit met 'n mes kon sny. Die 5 susters het in die hoek van die kamer saamgedrom, hul oë groot van vrees. Anja het haar blik ferm op Elise gehou en geweier om geïntimideer te word. Uiteindelik het Elise 'n koue glimlag gegee. Jy het moed, ek sal jou dit gee. Maar laat ek iets baie duidelik maak, die meisies moet in hierdie kamer bly. Ek wil hulle nie in die huis sien rondwaal nie, veral nie as ons besoekers het nie. Hulle eet hier, studeer hier en speel hier. Dit is die grens van hulle wêreld. Kan jy daardie eenvoudige reël volg? Anja het gesluk. Hoekom kan hulle nie in die huis rondbeweeg nie? Dis hulle tuiste. Omdat ek so sê. En as Stefan iets vra, sal jy sê die meisies verkies om in die kamer te bly. Verstaan? Voordat Anja kon antwoord, was Elise reeds besig om die kamer te verlaat en die deur met 'n harde slag agter haar toe te klap. Die geluid het soos 'n skoot deur die gang weerklink. Anja het na die meisies gedraai wat stil gehuil het. Haar hart het gebreek om daardie 5 verskrikte wesentjies te sien. Sy het stadig nader gekom en haar arms oopgemaak. Een vir een het die 5 meisies in daardie omhelsing ingekruip, op soek na die troos wat hulle so lanklaas gehad het. Alles is reg, het Anja gefluister en elkeen se hare gestreel. Ek is nou hier. Ek sal na julle omsien. Gaan jy weggaan soos die ander, het Lienke met 'n gebroke stem gevra. Ek gaan nie, nee. Ek beloof. Mevrou Elide is baie lelik met ons as pappa reis, het Mia tussen snikke gebieg. Sy skree en sê ons is 'n las. Emma het aan Anja se mou getrek. Honger. Anja het na die horlosie teen die muur gekyk. Dit was al 6:00 die aand, etenstyd. Kom ons kyk wat daar in die kombuis is vir julle om te eet, goed. Sy het die 5 meisies aan die hand geneem en versigtig met die trappe afgestap. Die kombuis was enorm, alles met graniet en vlekvrye staal uitgevoer, maar dit was leeg. Die bediende was al weg, en daar was geen teken van Elise of Stefanie. In die yskas het Anja 'n paar bestanddele gekry en besluit om iets eenvoudig maar voedsaam voor te berei. Terwyl sy pasta met tuisgemaakte tamatiesous gekook het, het die meisies by die kombuistafel gesit en elke beweging van haar aandagtig dopgehou. My ma het dit altyd vir ons gemaak, het Annabel met 'n sagte stemmetjie opgemerk. Sy het gekook en terselfdertyd gesing. Julle ma moes 'n baie spesiale persoon gewees het. Sy was. Lienke het haar trane met die rug van haar hand afgevee. Sy het altyd na blomme geryk en stywe drukkies gegee. En sy het stories vertel voor ons gaan slaap het. Anja het die pasta in 5 gekleurde bakkies geskep wat sy in die kas gekry het. Watter soort stories? Stories van dapper prinsesse, van pratende diere, van magiese avonture. Mia het die bord met 'n skaam glimlag aanvaar. Kan jy stories vertel? Ek ken baie. Na ete, as julle wil, sal ek 'n baie lekker een vertel voor julle gaan slaap. Vir die eerste keer sedert sy aangekom het, het Anja die 5 susters regtig sien glimlag. Hulle het met eetlus geëet en saggies oor hul gunsteling dinge gesels. Mia was lief vir teken, Annabel wou klavier leer speel, so het daarvan gehou om te dans en Emma was versot op skoenlappers.
Lienke, die oudste, het 'n dagboek gehad waarin sy oor haar gevoelens geskryf het, maar sy het dit onder haar matras weggesteek sodat Elise dit nie sou kry nie. Toe hulle klaar geëet het, het Anja die skottelgoed gewas terwyl die meisies met vadoeke afgedroog het en saam 'n liedjie geneerie wat sy hulle geleer het. Dit was 'n eenvoudige, huislike oomblik, maar gevul met 'n warmte wat daardie herehuis lanklaas gevoel het. Terug in die kamer het Anja elkeen gehelp om aan te trek en tande te borsel. Sy het almal in hul beddens ingesteek, die komberse reggetrek en elkeen 'n soen op die voorkop gegee. Toe het sy op die vloer in die middel van die halfsirkel van beddens gaan sit en 'n storie begin vertel oor 5 dapper susters wat op 'n avontuur gegaan het om 'n magiese skat te vind. Die volgende dae het 'n subtiele maar diepgaande transformasie na die 5 susters se kamer gebring. Anja het elke oggend vroeg opgestaan en ontbyt in die kombuis voorberei en gekleurde skinkborde na die kamer geneem met pannekoek in die vorm van harte, vrugte wat soos blomme gesny is en vars sap. Die meisies wat voorheen in stilte en met leë uitdrukkings geëet het opgewonde begin wakker word, reeds wagtend op die kinderoppasser se koms. Stefan het op die 3de dag na Kaapstad gereis, waar hy die begin van 'n residensiële kompleksprojek sou toesig hou. Voordat hy vertrek het, het hy sy dogters met stywe drukkies gegroet en vir Anja gefluister, "Ek sien iets anders in hulle. Dankie daarvoor." Die woorde het in die jong vrou se hart gegraveer gebly soos 'n seël van goedkeuring wat sy nie geweet het sy nodig het nie. Met die pa afwesig, het Elise haar toesig verskerp. Sy het op willekeurige tye in die meisie se kamer verskyn, altyd op soek na een of ander onreëlmatigheid. Maar Anja was versigtig. Sy het die kamer onberispelik gehou, die vasgestelde tye gevolg en verseker dat die kinders altyd presenteerbaar was. Van buite het alles volgens die reëls gelyk. Binne-in het egter iets magies gebeur. Anja het die meisies deur middel van speletjies geleer. Mia het ontdek dat sy hele strokiesprentverhale kon teken, met net papier en kleurpotlode. Annabel het beter leer lees deur die boeke wat Anja van die boonste rakke afgehaal het, die wat Elise as te kinderagtig beskou het om in sig te wees. Sue het denkbeeldige ballet op die mat gedans, en met haar arms oopgedraai terwyl Anja sagte liedjies geneerie het. En Emma, die kleintjie, het versamelings van skoenlappertekeninge gemaak wat Anja vir haar geteken het. Lienke, die oudste, was die een wat Anja die meeste bekommer het. Die meisie het 'n enorme las op haar skouers gedra, altyd besig om haar susters te beskerm en Elise se bye te antisipeer. Een oggend terwyl die ander nog geslaap het Anja vir Lienke by die venster sien sit en na die tuin onderkyk. "Waaraan dink jy?" het Anja gevra en langs haar gaan sit. Lienke het nie dadelik geantwoord nie. Haar vingers het tekeninge op die mistige glas getrek. "Ek onthou my ma elke dag. Veral in die oggend, want sy het ons altyd singend wakker gemaak. Maar dit word moeiliker om haar gesig duidelik te onthou." Anja het 'n knop in haar keel gevoel. "Het jy foto's?" Elide het almal weggepak. Sy het gesê om na die foto's te kyk maak pappa hartseer en dat ons aan die toekoms moet dink, nie die verlede nie. Die woede wat Anja op daardie oomblik gevoel het, was so intens dat sy verskeie kere diep moes asemhaal voordat sy kon praat. "Lienke, liefie, jou ma sal altyd in jou en jou susters leef. In die dinge wat jy doen, in die manier hoe jy na hulle omsien, in die liefde wat jy voel. Niemand kan dit van jou wegneem nie. Dink jy sy sou trots op my gewees het? Ek is absoluut seker daarvan. Jy is dapper, intelligent en het 'n reusehart. Jou ma sou die trotste persoon in die wêreld gewees het." Lienke het uiteindelik na Anja gekyk, haar groen oë wat met ingehoue trane geblink het. "Jy gaan nie weggaan nie, nee. Want ek weet nie of ek dit weer kan deurmaak nie. Ek het beloof ek bly en ek hou altyd my beloftes." Daardie middag, terwyl die meisies hul middagslaapie geneem het Anja besluit om die huis 'n bietjie te verken. Sy het geweet sy oortree Elide se opdragte, maar sy moes daardie plek en daardie gesin beter verstaan. Sy het stil met die trappe afgestap, verby die sitkamer met sy Italiaanse ontwerpmeubels, verby Stefan se kantoor met sy argitektoniese planne wat rondgestrooi was, tot sy by 'n donkerder gang aangekom het. Daar het sy 'n geslote deur gevind wat haar aandag getrek het. Anders as die ander deure in die heerhuis, het hierdie ene antieke slot gehad en gelyk of dit lanklaas oopgemaak is. Anja het die handvatsel saggies gedraai en tot haar verbasing het die deur meegegee. Die vertrek was 'n ateljee. Esels het doeke met half voltooide skilderye gehou, verfpotte was op rakke georganiseer en die mure was bedek met kleurvolle skilderye.
Maar wat Anja se hart vinniger laat klop het, was die skilderye. Almal het 5 meisies op verskillende ouderdomme uitgebeeld, besig om te speel, te lag, mekaar te omhels. En op baie van hulle was daar 'n pragtige vrou met bruin hare en 'n soet glimlag. Die meisie se ma Anja het deur die ateljee geloop asof sy in 'n heilige museum was. Elke skildery het 'n storie van moederliefde vertel, van gelukkige oomblikke wat in lewendige kleure vasgevang is. Daar was individuele portrette van elke dogter, met besonderhede wat net 'n liefdevolle ma sou opmerk, die kuiltjie in Mia se ken, Annabel se spesifieke sproete, die manier hoe sy haar kop gekantel het as sy lag. Soek jy iets? Anja het skielik omgedraai. Elise was by die deur, haar arms gekruis en 'n uitdrukking van beheerste woede op haar gesig. Ek is jammer. Die deur was oop en Leonard. Hierdie deur is altyd gesluit. Elise het met afgemete tree die ateljee binnegekom, haar oë wat met iets wat soos menagting gelyk het, oor die skilderye gegaan het. Dit was haar gunsteling plek. Sy het ure hier spandeer en tyd gemors met hierdie goed. Hulle is pragtig. Sy was baie talentvol. Sy was swak en dromerige kunstenaar wat nie die regte wêreld kon hanteer nie. Sy het gedink sy kon 5 dogters feitelik alleen grootmaak terwyl Stefan gewerk het, en kyk wat het gebeur. Elise het een van die kleiner doeke opgetel en dit koel ondersoek. Sy is weg en het Stefan gebroke agtergelaat met 5 kinders om groot te maak en 'n maatskappy om te bestuur. Gelukkig vir hom het ek verskyn. Anja het haar vuiste gebal en probeer om haar verontwaardiging te beheer. Het meneer de Villiers haar baie liefgehad? Liefgehad? Elise het gelag en klank sonder humor. Hy was behep met haar. 20 jaar se huwelik en hy het nog steeds na haar gekyk asof dit die eerste keer was. Pateties as jy my vra. Maar nou is hy by my en ek sal hierdie huis 'n respektabele plek maak, nie 'n sirkus vol verf en gemors nie. En die meisies? Hulle het die reg om hul ma te onthou. Die meisies moet vergeet en aanbeweeg. Dis wat die beste vir hulle is. Elise het die doek skielik terug op die esel geplaas. En jy, juffrou kinderoppasser, moet leer om die perke van hierdie huis te respekteer. As ek jou weer betrap waar jy rondsniffel waar jy nie geroep is nie, sal jy op die plek afgedank word. Is dit duidelik? Volkome duidelik. Uitstekend. Gaan nou terug na die kinders se kamer en bly daar. Anja het die ateljee met 'n swaar hart verlaat, maar met 'n dieper begrip van die situasie. Elise was nie net 'n streng stiefma nie, sy het probeer om enige spoor van Stefan se eerste vrou uit te wis, asof sy deur die herinneringe uit te skakel, haar plek heeltemal kon inneem. Toe sy terugkom in die kamer, was die meisies reeds wakker. Emma het gehardloop om haar te omhels, en Anja het afgebuig om daardie klein, maar liefdevolle drukkie te ontvang. Waar was jy? Ons het jou gemis. Jammer, kleintjies. Ek moes iets gaan uitsorteer. Maar nou is ek hier. Wat daarvan as ons iets spesiaals doen? Wat het Annabel opgewonde gevra? Anja het 'n idee gekry. 'n Idee wat haar waarskynlik in die moeilikheid sou bring, maar wat elke risiko werd was. Wat daarvan as ons eie geheime tuin skep? Die 5 meisies het verward na mekaar gekyk. Hoe bedoel jy? Mia het haar kop gekantel. Ons gaan 'n tuin hier in die kamer maak. Met papierblomme, getekende skoenlappers, geverfde voeltjies. Dit sal ons spesiale hoekie wees, vol kleur en lewe. Maar mevrou Elise sal kwaad word, het Lienke gewaarsku, altyd die stem van rede. Dan maak ons dit op 'n manier wat sy nie sien nie. Agter die beddens, naby die venster. Dit sal ons geheim wees. Die idee om 'n geheim net vir hulle self te hê, het die meisies opgewonde gemaak. In die volgende dae, gedurende die middag, het hulle aan hul geheime tuin gewerk. Anja het elkeen geleer hoe om verskillende papierblomme te maak, rose, madeliefies, sonneblomme. Mia het skoenlappers op stukkies papier geteken wat hulle dan met kleefband aan die mure naby die venster geplak het. Annabel het kleurvolle voeltjies gemaak wat aan byna onsigbare drade gehang het. So het blare en takke geverf en 'n papierhangplant geskep wat teen die muur opgeklim het. En Emma het lieweneerspesies en bye met botteldoppies en verf gemaak. Die tuin het elke dag 'n bietjie gegroei, altyd weggesteek agter die beddens en kaste, onsigbaar vir enige iemand wat net van die deur af na die kamer gekyk het. Maar vir die 5 susters en hul kinderoppasser het daardie hoekie vryheid, kreatiwiteit en hoop verteenwoordig.
'Snags, nadat almal in die bed was, het Anja op die vloer tussen die beddens gesit en stories vertel. Dit was altyd stories oor susters wat saam uitdagings die hoof gebied het, oor die belangrikheid van eenheid en broederlike liefde. Die meisies het aandagtig geluister en Anja het opgemerk hoe elkeen van hulle hierdie lesse begin internaliseer het. Lienke het geleer dat sy nie al die gewig alleen hoef te dra nie. Mia het haar artistieke stem ontdek. Annabel het moed in lees gevind. So het haar emosies deur dans uitgedruk. En Emma, self so klein, het gefloreer met die konstante liefde. Een oggend het Anja wakker geword met 'n vreemde geritsel. Sy het die deur van haar kamer oopgemaak en 'n stuk papier op die vloer gekry. Dit was 'n kleurvolle tekening van die 6 van hulle, die 5 meisies en sy, almal hand aan hand, met 'n reuse son wat bo hulle skyn en blomme aan hul voete. Bo-aan, geskryf in Lienke se netjiese handskrif, het gestaan, ons hartse familie. Anja het daardie tekening onder haar kussing gebêre en stille trane van dankbaarheid gehuil. In so 'n kort tydjie het daardie 5 kinders haar hart heeltemal oorgeneem. Stefan het op 'n sonnige Vrydag van Kaapstad teruggekeer, 2 weke na sy vertrek. Die eerste ding wat hy opgemerk het, toe hy by die voordeur instap, was die geluid. Gelag. Opregte kinderlag wat deur die gange van die Herehuis weerklink het. Hy het in die ingangsportaal gestop, onbeweeglik, en probeer om daardie geluid te verwerk wat hy so lanklaas in sy eie huis gehoor het. Hy het die trappe opgestap, die oorsprong van die stemme gevolg en die deur van die meisie se kamer op 'n skriffie gevind. Deur die skriffie het hy 'n toneel gesien wat sy hart van emosie laat saamtrek het. Sy 5 dogters het in 'n sirkel op die mat gesit en Anja was in die middel besig om 'n snaakse stem te maak terwyl sy 'n storie vertel het. Mia het so gelag dat sy haar maag vasgehou het. Annabel se oë het van opwinding geblink, so het opgewonde hande geklap. Emma het 'n teddybeer met 'n breë glimlag omhels en Lienke, sy ernstige Lienke wat te vinnig groot geword het regtig geglimlag. Stefan het vir 'n paar minute daar gestaan en net gekyk. Wanneer laas het hy sy dogter so gesien? So los, so vrolik, so. Kinders. Hy het sy oë vol brand en moes diep asemhaal voordat hy aan die deur geklop het. Papa. Emma was die eerste wat hom gesien het en in sy arms gehardloop het. Die ander het gevolg in 'n vlaag van drukkies en soene. Ek het julle gemis, my liefies. Sjoe, hoe anders lyk julle? Anders hoe, het Mia nuuskierig gevra. Gelukkiger. Baie gelukkiger. Hy het oor die meisie se koppe na Anja gekyk, wat opgestaan het en die eenvoudige romp wat sy gedra het, glad gestryk het. Juffrou Joubert, kan ek 'n oomblik met jou praat? Natuurlik, meneer de Villiers. Hulle het na die gang uitgegaan terwyl die meisies weer begin speel het. Stefan het teen die muur geleun, skielik meer moeg gelyk as toe hy vertrek het. Ek weet nie wat jy gedoen het nie, maar my dogters is verander. Ek het hulle nie so gesien sedert. Sedert voordat hulle hul ma verloor het Anja saggies voltooi. Presies. Hy het sy hand oor sy gesig gevee, 'n gebaar wat Anja al begin herken het as 'n teken dat hy emosioneel was. Hoe het jy dit reg gekry? Ek het hulle net gegee wat elke kind nodig het, aandag, liefde en die kans om regte kinders te wees. U het wonderlike dogters, meneer de Villiers. Hulle het net iemand nodig gehad wat dit kon raak sien. Stefan het haar met 'n intensiteit aangekyk wat Anja laat wegkyk het. Jy is spesiaal, weet jy? Al die ander kinderoppassers, hulle het gekom, bang of gefrustreerd geraak en weggegaan. Maar jy het gebly. En nie net gebly nie, jy het iets teruggebring wat ek gedink het ek vir altyd verloor het, die vreugde van my dogters. Hulle verdien om gelukkig te wees. Hulle verdien dit inderdaad. Hy het gehuiwer voordat hy gevra het en Elide. Hoe het sy haar gedra? Anja het op haar onderlip gebyt en haar woorde versigtig gekies. Sy is streng. Maar ons het daarin geslaag om die reëls te volg. Daar was iets ongesê daar en Stefan het dit opgemerk. Hy het Elise goed genoeg geken om te dink dat dinge waarskynlik nie maklik was nie. As daar enige probleem is, vertel my asseblief. Die meisies is my absolute prioriteit. Ek verstaan, meneer de Villiers. Daardie aand het Stefan vir die eerste keer in weke saam met die hele gesin geëet. Elise het daarop aangedring dat die meisies in hul kamer eet, soos die reël was, maar hy was ferm, hy wou sy dogters aan tafel hê. Die spanning in die lig was tasbaar terwyl die 5 meisies op die stoele van die enorme etenstafel gaan sit het, met Anja wat naby die kombuis gestaan het, gereed om te help indien nodig.
Elise was onberispelik in 'n stywe rooi rok, haar juwele wat onder die lig van die kandelaar geblink het. Sy het geglimlag, maar die glimlag het nie haar oë bereik nie. Stefan, skat, dis nie nodig dat die kinders elke aand saam met ons eet nie. Hulle is gemakliker in hul kamer. Hulle is gemakliker aan tafel saam met my, het hy geantwoord en pasta op Emma se bord geskep. Ek het my prinsesse gemis. Gedurende die ete het Stefan vrae gevra oor wat die meisies geleer het, oor hul speletjies, oor hul dae. Elise het probeer om die gesprek na ander onderwerpe te stuur, maar hy het altyd teruggekeer na sy dogters. Op 'n stadium het Lienke die stories genoem wat Anja vertel het. Stories? Stefan het geglimlag. Watter soort stories? Stories oor susters wat mekaar help en oor dapper wees, het Annabel verduidelik. Anja vertel baie goed. Elise het haar vurk met 'n metaalagtige geluid op haar bord laat val. Anja, wanneer het julle begin om die kinderoppasser op haar bynaam te noem? Die meisies het verskrik na mekaar gekyk. Lienke het gesluk. Sy het ons toegelaat om haar so te noem. Hoe onvanpas. Elise het Anja met skaars verborge minagting aangekyk. Werknemers moet die gepaste afstand handhaaf. Elise, Stefan se stem het 'n waarskuwende toon gehad wat Anja nog nooit van tevore gehoor het nie. Hulle is kinders. As hulle die kinderoppasser op haar naam wil noem, sien ek geen probleem daarmee nie. Dit gaan daaroor om die gepaste sosiale grense te handhaaf. Dit gaan daaroor om my dogters gelukkig te laat wees. Die stilte wat gevolg het, was gespanne. Elise het haar servet met skielike bewegings gevou en van die tafel opgestaan. As julle my sal verskoon, ek het hoofpyn. Goeienag. Sy het die kamer met vinnige tree verlaat en 'n spoor van dierparfuum agtergelaat. Nadat die meisies bed toe was, het Stefan Anja na die kantoor geroep. Sy het senuweeagtig ingegaan en op die stoel gaan sit wat hy aangedui het. Juffrou Joubert, ek moet jou 'n vraag vra en ek wil 'n eerlike antwoord hê. Natuurlik, meneer de Villiers. Het Elise my dogters goed behandel? Anja het diep asemhaal. Dit was die oomblik wat sy gevrees en terselfdertyd na verlang het. Kan ek heeltemal eerlik wees? Asseblief. Nee, meneer de Villiers. Sy behandel hulle nie goed nie. Elise hou die meisies die hele dag in hul kamer toegesluit, laat hulle nie toe om in die huis rond te beweeg nie, bestraf enige teken van vreugde of spel. Sy sien hulle as struikelblokke, nie as haar dogters nie. Stefan het sy oë toegemaak, sy hande in vuiste op die lesenaar gebal. Ek het dit gevrees. Ek het dit vermoed, maar ek wou glo ek was verkeerd. Het u geweet? Ek was nie seker nie. Elise is anders as ek by die huis is. Maar die ander kinderoppassers, hulle het almal bang of woedend weggegaan, en wanneer ek met hulle probeer praat het Elise hulle reeds oortuig om niks te sê nie, of hulle afgedank voordat hulle met my kon praat. Hy het sy oë oopgemaak en Anja het 'n hernieude vasberadenheid daarin gesien. Maar jy is anders. Jy het gebly en dit die hoofgebied. Hoekom? Omdat ek hierdie meisies liefhet. In 'n paar weke het hulle deel van my hart geword. Ek kan hulle nie verlaat nie. Stefan het opgestaan en na die venster gegaan, en na die tuin gekyk wat in die donkerte van die nag gehul was. My eerste vrou, Isabelle, was 'n verligte persoon. Sy het geskilder, gesing, hierdie huis met liefde en kleur gevul. Toe sy weg is, was dit asof al die kleure saam met haar weggegaan het. Ek het myself in my werk gegooi om nie aan die pyn te dink nie, en ek het my dogters verwaarloos toe hulle my die nodigste gehad het. U het ook gelei. Ek het. En toe Elise verskyn, so selfversekerd en georganiseerd, het ek gedink sy kon 'n bietjie orde in die chaos bring. Sy het aangebied om na alles om te sien, die huis, die kinders, die sosiale verpligtinge. Ek het aanvaar omdat dit makliker was. Maar ek was 'n lafaard en 'n dwaas. U is nie een van daardie dinge nie. U is net 'n pa wat probeer het om te oorleef. Stefan het na haar gedraai en vir die eerste keer sedert hulle mekaar ontmoet het Anja trane in sy oë gesien. Jy het my dogters vir my teruggegee. Jy het die lig na hierdie huis teruggebring. Hoe kan ek jou daarvoor bedank? U hoef nie te bedank nie. U moet net teenwoordig wees. Die meisies het hul pa nodig. Ek sal minder begin reis. Ek sal meer take delegeer. My dogters kan nie sonder my groot word nie. Daardie aand het Anja met 'n ligter hart na haar kamer teruggekeer.
Stefan het die waarheid oor Elise begin sien. Miskien sou dinge uiteindelik ten goeie verander. Maar sy het nie geweet dat Elise die hele gesprek van buite die kantoor deur gehoor het nie. En dat die vrou se woede tot gevaarlike vlakke gekook het. In die volgende dae het Elise Anja soos 'n valk dopgehou. Sy het sonder waarskuwing in die meisie se kamer verskyn, elke hoekie nagegaan vir enige onreëlmatigheid, elke aktiwiteit bevraagteken. Maar Anja was versigtig en het altyd alles volgens die vasgestelde reëls gehou. Stefan, getrou aan sy woord, het meer van die huis af begin werk. Hy het 'n tydelike kantoor in een van die kamers ingerig en die oggende aan videokonferensies bestee, maar het altyd seker gemaak om middagete saam met sy dogters te eet en die middag aan aktiwiteite saam met hulle te wy. Anja het hulle van 'n afstand dopgehou en gesien hoe die band tussen pa en dogters weer versterk. Een middag het Stefan voorgestel dat almal na die tuin gaan. Die 5 meisies het van opwinding ontplof, aangesien hulle maande lank nie uit die kamer gekom het nie, behalwe vir bad en af en toe etes in die kombuis wanneer Elise afwesig was. Anja het hulle gehelp om gemaklike klere aan te trek en elkeen se hare vasgemaak. In die tuin het Stefan regtig met sy dogters gespeel. Hy het saam met hulle op die grasperk gehardloop, die swaai gestoot, gelag toe Emma probeer het om blomme in sy hare te sit. Anja het op 'n nabygeleë bankie gaan sit, net gekyk en 'n diep geluk gevoel om daardie gesin weer te sien verbind. Elise het van die venster op die tweede verdieping toegekyk, haar perfek rooi geverfde naels wat op die vensterbank getik het. Daaronder in die tuin het daardie patetiese toneel afgespeel, Stefan wat saam met die kinders lag, die inmengerige kinderoppassertjie wat op die bankie sit asof sy deel van die gesin is. Alles waarvoor sy die afgelope 6 maande gewerk het, was besig om in duie te stort as gevolg van daardie onbenullige meisie. Toe sy Stefan by 'n liefdadigheidsgeleentheid ontmoet het, het sy die perfekte geleentheid in hom gesien. 'n Ryk weewenaar, verpletter deur verlies, kwesbaar. Sy was geduldig, het haarself as begripvol en ondersteunend voorgedoen. Die huwelik het vinnig gekom, miskien te vinnig, maar Elise was nie een om geleenthede te laat verbygaan nie. Die 5 kinders was 'n ongerief, maar sy was seker sy kon hulle onder beheer hou terwyl sy haar posisie as die nuwe mevrou de Villiers konsolideer. Maar daardie Anja het alles bederf. Sy het die kinders gewen met haar irriterende eenvoud en haar oordrewe liefde. Erger nog, sy het Stefan beïnvloed, hom laat twyfel aan Elise se besluite, om na sy dogters laat kyk op 'n manier wat hy maande lank nie gedoen het nie. Sy kon dit nie toelaat nie. Elise het van die venster weggestap, haar hakke wat op die vloer geklik het, terwyl sy na die inloopkas gestap het. Sy het haar selfoon geneem en 'n oproep gemaak. "Hallo. Ek het nodig dat jy môre aand hier by die huis kom eet. Bring jou vrou en kinders. Ja, dit sal 'n belangrike vergadering wees. Stefan moet julle beïndruk om daardie transaksie te beklink." Sy het met 'n tevrede glimlag op haar lippe afgelei. Die volgende oggend het Elise by ontbyt aangekondig dat sy 'n belangrike ete met potensiële beleggers sou hê. "Stefan, jy weet hoe deurslaggewend dit is dat hierdie aand perfek is. Die Durban-kontrak hang daarvan af." Stefan het geknik, gekonsentreer daarop om Emma se pannekoek in klein stukkies te sny. "Natuurlik. Ek sal my behoorlik voorberei." "Uitstekend. En die kinders moet natuurlik in die kamer bly. Ons kan geen onderbrekings tydens die ete hê nie." "Liede. Stefan, wees redelik. Hulle is ernstige beleggers. Hulle sal nie gepla wil word deur kinders wat deur die huis hardloop nie." Anja, wat besig was om sap vir Mia te skink, het haar maag voel draai. Daar was iets in Elise se stem, 'n skaars verborgde tevredenheid, wat haar senuweeagtig gemaak het. Daardie middag was gespanne. Elise het persoonlik toesig gehou oor die voorbereiding van die ete en die gehuurde personeel oor elke detail opdrag gegee. Sy het duur blomme vir die rangskikkings gekies, al die silwerware laat poets, elke kristalglas nagegaan. En die hele tyd het sy kwaadwillige kyke in Anja se rigting gegooi. Toe dit tyd was vir die ete, het Stefan sy beste pak aangetrek en afgegaan om die gaste te ontvang. Anja het die meisies na die kamer geneem en die deur gesluit soos Elise beveel het. Die 5 susters was teleurgesteld omdat hulle nie hul pa kon sien nie, maar Anja het beloof om ekstra stories te vertel om op te maak daarvoor. Om 8:00 die aand het iemand aan die deur geklop. Anja het oopgemaak en Elise daar gevind, 'n koue glimlag op haar gesig. "Ek het nodig dat jy afgaan na die Spens en nog wyn gaan haal. Die gaste drink vinniger as wat ons verwag het."
Maar die meisies, hulle sal vir 5 minute reg wees. Gaan nou. Anja het gehuiwer, maar die 5 meisies was reeds in hul nagklere gereed om te slaap. Sy het vinnig met die agterste trappe afgestap, deur die besige kombuis gestap en die spens binne gegaan. Sy was besig om na die wynbottels te soek toe sy die deur agter haar hoor toemaak en die sleutel in die slot hoor draai. Elide. Mevrou de Villiers. Anja het na die deur gehardloop en die handvatsel getrek, maar dit was gesluit. Maak asseblief die deur oop. Die meisies is alleen bo. Daar was geen antwoord nie. Net die geluid van Elide se hakke wat in die gang wegstap. Anja het aan die deur geklop geskree, maar die spens was ver van die eetare af en met al die geraas van die partytjie het niemand haar gehoor nie. Sy het in haar sak vir haar selfoon gesoek en met afgryse besef dat sy dit in die meisie se kamer gelos het. Sy was vasgekeer, heeltemal vasgekeer. Bo het Lienke wakker geword van die dors. Sy het vir Anja geroep, maar daar was geen antwoord nie. Sy het uit die bed opgestaan en na die kamerdeur gegaan, die handvatsel gedraai. Dit was van buite gesluit. Sy het weer geroep, hierdie keer harder, en haar susters wakker gemaak. Wat is fout, het Mia gevra en haar oë gevryf. Anja antwoord nie en die deur is gesluit. Gesluit. Annabel het bang begin word. Hoekom is die deur gesluit? Sue het saggies begin huil en Emma het in Lienke se arms gehardloop. Die 10-jarige meisie het probeer kalm bly, maar haar hart het vinnig geklop. Iets was baie verkeerd. Kom ons roep saam vir Anja, het sy opdrag gegee. Baie hard, sodat sy kan hoor waar sy ook al is. Die 5 susters het na die deur gegaan en begin skree en aan die hout gekap. Anja! Anja! Waar is jy? Onder weggesteek in 'n donker gang, het Elise die gedempte gille gehoor en geglimlag. Alles het volgens plan verloop. Wanneer Stefan sou opgaan en die meisies alleen, hysteries en toegesluit in die kamer vind, en die kinderoppasser vermis, sou hy geen ander keuse hê as om daardie inmenger af te dank nie. En Elise sou seker maak dat Anja sou vertrek sonder 'n kans om haarself te verduidelik. Maar Elise het 2 dinge onderskat, die vasberadenheid van die 5 susters en die volharding van Anja. En die spens het Anja nie moed opgegee nie. Sy het begin soek na enige iets wat haar kon help om uit te kom. Sy het 'n boks met ou gereedskap op 'n hoë rak gekry en 'n skroewedraaier geneem. Versigtig het sy begin om die slot van die deur te forceer. In die kamer het Lienke 'n idee gekry. Sy het die geheime gang onthou wat die kamers met die badkamer in die gang verbind het, 'n ou diensgang wat bestaan het sedert die herehuis gebou is. Haar ma het dit een keer vir hulle gewys tydens 'n wegkruipertjie-spelletjie. Kom, het sy vir haar susters gefluister. Ek ken 'n pad. Lienke het een van die swaar kaste van die muur af weggeskuif en 'n klein, versteekte deur onthul. Dit was laag en smal, maar die 5 meisies was klein genoeg om deur te pas. Een vir een het hulle die donker gang binne gegaan, met Lienke wat die pad met die flitslig van haar selfoon gewys het. Die gang was stowwerig en vol spinnerakke, maar die meisies het voortgegaan, vasbeslote om Anja te vind. Hulle het by 'n vurk gekom. Waarheen nou, het Mia gevra. Hierdie kant gaan na die badkamer in die gang. Die ander een gaan na die kombuis, het Lienke verduidelik. Kom ons gaan deur die kombuis. As Anja verdwyn het, moet sy onder wees. Hulle het deur die donker tonnel gevolg, hand aan hand om nie geskei te raak nie. Die gang het in 'n sagte helling afgeloop, en hulle kon die geraas van die partytjie onderhoor. Hulle het by 'n klein deur gekom wat na 'n stoorarea naby die kombuis gelei het. Lienke het die deur gestoot, maar dit was vas. Dit gaan nie oop nie. Laat ek probeer, Mia het by haar aangesluit, en saam met hulle met al hul krag gestoot. Die deur het skielik meegegee en oopgegaan na 'n donker kamer vol ou bokse. Maar toe hulle probeer uitgaan, het hulle met afgryse besef dat die deur waardeur hulle ingekom het, agter hulle toegesluit het, en die grendel het outomaties gesluit. Nou was die 5 meisies vasgekeer in 'n koue, donker stoorkamer, ver van enige iemand wat hulle kon hoor. Sue het harder begin huil en Annabel het haar omhels. Emma het styf aan Lienke vasgeklou en gebewe. Alles is reg, het Lienke probeer dapper klink, maar haar stem het gebewe. Anja sal ons vind. Sy vind ons altyd. En die spens het Anja uiteindelik daarin geslaag om die slot te forceer. Die deur het oopgegaan en sy het uitgehardloop en met volle spoed die trappe opgestorm. Sy het by die meisie se kamer aangekom en die deur van buite gesluit gevind.
Met 'n hart wat gejaag het sy na 'n ekstra sleutel gesoek wat sy geweet het in 'n nabygeleë vaas gebêre word. Haar hande het so gebewe dat sy die vaas laat val het, wat op die vloer gebreek het, maar sy het daarin geslaag om die sleutel te gryp. Sy het die deur oopgemaak en die leë kamer binne gegaan. Meisies. Meisies. Sy het die hele kamer deursoek, onder die beddens, in die kas, maar hulle was nêrens te vind nie. Toe sien sy die kas wat van die muur af weggeskuif is en die klein, oop deur. My God, het sy gefluister en sonder aarseling die gang binne gegaan. Onder by die ete het Stefan besef iets is verkeerd toe hy die geluid van glas hoor breek bo. Hy het homself by die gaste verskoon en vinnig die trappe opgestap. Hy het die porseleinskerwe in die gang gevind en die deur van die meisie se kamer wat wyd oopgestaan het. Anja. Meisies. Hy het die kamer binne gegaan en die verskuifde kas gesien. Elise het agter hom verskyn en voorgegee dat sy bekommerd is. Wat het gebeur? Waar is die kinders? Ek weet nie. Hulle is weg? Stefan het paniekerig begin raak. Stefan het na die geheime gang gekyk met 'n hart wat gejaag het. Hy het daardie gang geken, Isabelle het dit jare gelede vir hom gewys, maar hy het nooit gedink sy dogter sou dit gebruik nie. En hoekom sou hulle? Hoekom sou hulle uit die kamer vlug? Waar was Anja? Miskien het die kinderoppasser die meisies iewers heen geneem, het Elide voorgestel, haar stem wat van valse bekommernis gedrup het. Vertrou jy haar regtig, Stefan, 'n volledige vreemdeling wat na jou dogters omsien? Bly stil, Elide. Die skerpheid in Stefan se stem het haar laat terugdeins. Hy het 'n flitslig geneem wat hy in die gang se laai gebêre het en sonder aarseling die gang binne gegaan. Die tonnel was smal en laag en Stefan moes buig om deur te kom. Hy het die stowwerige pad gevolg en na sy dogters geroep. Linke. Mia. Annabel. Zo. Emma. Waar is julle? In die stoorkamer het die meisies hul pa se stem gehoor, maar hul eie stemme was swak van al die geskree. Linke het al haar krag bymekaar geskraap. Papa. Ons is hier. Papa. Die gedempte geluid het Stefan bereik en hy het vinniger beweeg en die rigting van die stem gevolg. Hy het by die vurk gekom en na die kant gedraai wat na die kombuis gelei het. Die gang het in 'n helling afgeloop en hy het amper in sy haas gestruikel. Anja was 'n paar meter voor hom, ook op soek na die meisies. Sy het aan die mure geklop en probeer om 'n deur of opening te vind. Toe sy die lig van Stefan se flitslig sien, het sy vinnig omgedraai. Meneer de Villiers. Die meisies is iewers hier. Ek het hulle gehoor. Wat het gebeur? Hoekom het hulle hier ingekom? Ek is in die spens toegesluit. Toe ek kon uitkom en teruggaan na die kamer, was hulle weg. Ek dink hulle het die gang ingegaan op soek na my. Stefan het nie nou tyd gehad om daardie inligting te verwerk nie. Hy het voortgegaan totdat hy by die deur gekom het wat na die stoorkamer gelei het. Dit was gesluit, maar hy kon die meisies se gehuil aan die ander kant hoor. Meisies. Bly weg van die deur, papa gaan dit afbreek. Met al die krag wat hy gehad het Stefan die deur naby die handvatsel geskop. Die ou hout het met die derde poging meegegee en die deur het oopgegaan. Die 5 meisies het in die hoek van die donker kamer saamgedrom, hul gesigte bevlek met trane en stof. Papa. Hulle het na hom gehardloop en Stefan het op sy knieë geval en al 5 gelyktydig omhels. Die trane wat hy teruggehou het uiteindelik geval terwyl hy elkeen se hare gesoen het. Is julle reg? Het iemand seer gekry? Hy het hulle vinnig ondersoek, op soek na enige besering. Ons is reg, papa, het Linke gesnik. Maar Anja was weg en ons het bang geword. Anja. Emma het haar armpies uitgestrek na Anja, wat tot by die deur gekom het. Die kinderoppasser het die kamer ingehardloop en op haar knieë geval en die 5 meisies saam met Stefan omhels. Dank die Here, julle is veilig. Ek was so bekommerd. Anja het elke gesiggie nagegaan en die trane met haar bewende hande afgevee. Stefan het oor die dogter se koppe na Anja gekyk. Haar oë was rooi, haar gesig vuil van stof, maar daar was so 'n intense liefde in daardie blik dat hy iets in sy bors voel beweeg het. Jy het gesê jy is in die spens toegesluit. Ja. Elise het my gevra om wyn te gaan haal en toe die deur gesluit. Stefan se kakebeen het gespan. Kom ons gaan hier uit en praat behoorlik.
Hy het Emma en Sue gedra, terwyl Anja die hande van Annabel, Mia en Lienke vasgehou het. Hulle het die stoorkamer verlaat en direk na die kombuisgang gegaan, waar die gehuurde personeel opgehou werk het om verbaas na die groep te kyk wat met stof en spinnerakke bedek was. Stefan het almal direk na die kantoor geneem, en die gaste wat nog in die eetkamer was, heeltemal geïgnoreer. Elise het by die kantoordeur verskyn, haar oë groot toe sy sien dat haar plan misluk het. Stefan, wat het gebeur? Die gaste wag. Geen nie om oor die gaste nie. Stefan het Emma en Sue op die bank neergesit en na sy vrou gedraai met 'n uitdrukking wat Anja nog nooit gesien het nie. Dit was pure woede. Jy het Anja in die spens toegesluit. Hoekom? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Moenie vir my lieg nie. Sy stem het deur die kantoor weerklink. Die meisies het in mekaar gekrimp, maar Anja het hulle omhels en met haar liggaam bedek. Jy het die kinderoppasser doelbewus toegesluit, my dogters alleen en toegesluit in die kamer gelos, en nou staan jy hier en maak asof jy onskuldig is. Gaan jy die woord van 'n bediende bo jou eie vrou se glo? Ek gaan die woord glo van iemand wat 1000 keer bewys het dat sy meer vir my dogters omgee as wat jy ooit gedoen het. Elise het bleek geword, toe rooi van woede. Jy is belaglik. Daardie meisie manipuleer jou, sy laat jou teen jou eie vrou draai. My vrou. Stefan het gelag, maar dit was 'n bitter klank. Jy was nooit 'n regte vrou nie, Elise. Jy was 'n opportunis wat 'n kwesbare weewenaar gesien en besluit het om voordeel te trek. Hoe durf jy? Ek het gedurf om jou te vertrou. Ek het gedurf om te glo dat jy my dogters kon lief hê. Maar al wat jy wou hê, was my geld en my status. Stefan het na die rekenaar in die hoek van die kantoor gegaan en begin tik. Jy weet hierdie huis het sekuriteitskameras in al die gange, nee. Ek het hulle geïnstalleer nadat Isabelle weg is. Vir die meisie se veiligheid. Elise het bleek geword. Stefan, kom ons kyk wat die kameras te sê het. Hy het die sekuriteitstelsel oopgemaak en die opnames van die dag begin hersien. Binne 'n paar minute het almal gesien hoe Elise vir Anja vra om wyn te gaan haal, haar na die spens volg en die deur sluit. Hulle het gesien hoe Anja aan die ander kant klop en skree. Maar Stefan het nie daar gestop nie. Hy het aanhou teruggaan in die opnames, dag na dag. En wat hy gesien het, het sy bloed laat kook. Elise wat op die meisies skree, hulle van kos ontneem as straf, hulle vir ure aaneen in die kamer toegesluit hou. Daar was 'n besonder ontstellende toneel waar sy linker hart aan die arm vasgehou het, merke gelaat het, terwyl sy geskree het dat die 5 ondankbare en problematiese kinders is. My God, het Stefan gefluister, sy hande wat op die meis gebewe het. Hoe het ek dit nie gesien nie? Omdat jy te besig was om te werk, het Elise probeer verdedig, maar haar stem het nie meer dieselfde selfvertroue gehad nie. Iemand moes orde in hierdie huis handhaaf. Orde. Stefan het na haar gedraai met soveel woede dat Elise 'n tree teruggeneem het. Noem jy dit orde? Om my dogters te mishandel, hulle van liefde te ontneem, hul tuiste in 'n tronk te verander. Ek het probeer om hulle op te voed. Hulle is bederf, vol grille, hulle het dissipline nodig. Hulle is kinders wat hul ma verloor het. Hulle het liefde nodig gehad, nie tirannie nie. Lienke het haarself uit Anja se arms losgemaak en na haar pa gehardloop. Papa, mevrou Elide is sleg. Sy slaan ons en sê ons is 'n las in haar lewe. Sy sê jy het net met haar getrou omdat jy iemand nodig gehad het om ons dop te hou. Die ander meisies het hul eie stories begin vertel, elkeen het maande se emosionele mishandeling en verwaarlosing onthul. Stefan het met 'n gebroke hart na hulle geluister en besef hoe hy hulle in die steek gelaat het deur blind te wees vir die waarheid. Toe die meisies klaar was, het Stefan na Elise gedraai met 'n dodelike kalmte. Ek wil hê jy moet hierdie huis verlaat. Nou. Jy kan my nie uitskop nie. Ek is jou vrou. Nie vir lank nie. Ek sal môre aansoek doen vir die nietige verklaring van die huwelik. En as jy probeer om dit te beveg, sal ek al hierdie opnames as bewys van kindermishandeling gebruik. Jy sal sonder 'n sent van my geld vertrek, verstaan jy? Elise het in die kamer rondgekyk, op soek na enige ondersteuning, maar het net koue blikke gevind. Selfs die werknemers wat by die kantoordeur saamgedrom het haar met minagting aangekyk. Julle sal spyt wees hieroor. Almal van julle? Die enigste ding waaroor ek spyt is dat ek jou in my dogter se lewe toegelaat het.
Stefan het sy selfoon geneem en geskakel. Hallo. Ek het nodig dat jy dadelik na my huis kom om iemand uit te begelei. Ja, nou. 15 minute later het 2 sekuriteitswagte Elise vergesel terwyl sy net haar handsak en 'n paar klere geneem het. Sy het by die voordeur uitgestap met haar hakke wat woedend op die marmer geklik het en wraak gesweer wat niemand ernstig opgeneem het nie. Toe die deur agter haar toemaak, was dit asof die hele huis verlig gesig het. Stefan het op die kantoorbank neergeval en sy hande oor sy gesig gevee. Die 5 meisies het om hom saamgedrom en hy het hulle styf omhels, verskonings gefluister en beloftes om 'n beter pa te wees. Anja het naby die deur bly staan, onseker of sy moes bly of na haar kamer gaan. Stefan het na haar gekyk en 'n hand uitgesteek. Kom hier. Sy het skamerig nader gekom en hy het haar getrek om op die bank langs hulle te sit. Jy het my dogters gered. Nie net vandag nie, maar elke dag sedert jy hier aangekom het. Jy het hulle liefgehad toe hulle liefde die nodigste gehad het. Hoe kan ek jou daarvoor bedank? Die maande wat op Elise se vertrek gevolg het, was 'n tyd van genesing en heropbou. Stefan het sy woord gehou en hoofsaaklik van die huis af begin werk en reise slegs gedelegeer wanneer dit absoluut noodsaaklik was. Hy het die vreugde herontdek om 'n teenwoordige pa te wees, om deel te neem aan die daaglikse lewe van sy 5 dogters, om hul unieke persoonlikhede en drome te leer ken. Anja het as kinderoppasser aangebly, maar haar rol het geleidelik verander. Sy was nie net 'n werknemer nie, sy was deel van die gesin. Stefan het daarop aangedring dat sy elke aand saam met hulle eet, dat sy aan naweekaktiwiteite deelneem, dat sy haar mening gee oor belangrike besluite rakende die meisies. 1 Septemberoggend het Stefan met 'n vreemde gevoel in sy bors wakker geword. Hy het na die kombuis afgegaan en Anja gevind wat reeds ontbyt voorberei, haar hare in 'n eenvoudige poniestert vasgemaak, saggies neerie terwyl sy pannekoek in die pan omdraai. Die oggendsonlig het deur die venster geval en haar gesig verlig, en Stefan het homself verlam gevind, besig om haar dop te hou. Dit was op daardie oomblik dat hy besef het, hy was verlief. Hy het nie presies geweet wanneer dit gebeur het nie, of dit op die eerste dag was toe hy haar sien afbuk om met die meisies te praat, of toe hy haar gevind het wat die 5 in die stoorkamer omhels, of in een van die duisende klein oomblikke tussenin. Maar hy was verlief op hierdie eenvoudige, vrygewige en liggevulde vrou. Goeiemôre, het Anja hom met 'n glimlag gegroet. Kan jy die meisies wakker maak? Die ontbyt is amper gereed. Stefan het geknik, nog besig om die openbaring wat hy pas gehad het, te verwerk. Hy het in 'n beswyming die trappe opgestap, die 5 dogters met soene en drukkies wakker gemaak, en elkeen gehelp om aan te trek. Toe hulle terugkom in die kombuis, het Emma in Anja se arms gehardloop, wat haar met gemak opgetel het. Tydens ontbyt het Stefan dopgehou hoe Anja met elke meisie omgaan. Sy het Mia se smaak geken, geweet wanneer Lienke spasie nodig het, verstaan dat Annabel skaam word as sy senuweeagtig is, opgemerk wanneer sy moeg was en altyd 'n skoot beskikbaar gehad vir Emma. Dit was asof sy gebore is om die ma van daardie 5 kinders te wees. Anja, het Emma gesê, haar mond vol pannekoek, jy is ons hart se ma, nee. Die stilte wat gevolg het, was swaar. Anja het diep gebloos, onseker wat om te antwoord. Die ander 4 meisies het met verwagting na haar gekyk. Emma is reg, het Lienke saggies gesê. Jy sorg vir ons, is lief vir ons, is altyd hier. Jy is ons hart se ma. Anja het haar oë vol brand. Julle is ook my hart se meisies. Ek is liewer vir elkeen van julle as wat ek in woorde kan uitdruk. Stefan het sy bors voel saamtrek met soveel emosie dat hy skaars kon asemhaal. Hy het skielik van die tafel opgestaan. Verskoon my, het hy gemompel en na die tuin gegaan. Anja het hom 'n paar minute later gevind, sittend op die bankie waar sy hom gewoonlik dopgehou het terwyl hy met die meisies speel. Sy het stadig nader gekom. Meneer de Villiers, is alles reg? Stefan, het hy saggies reggestel. Noem my asseblief Stefan. Stefan, het sy herhaal, die naam wat vreemd op haar tong geklink het. Het ek iets verkeerd gesê? Nee. Jy het alles reg gesê. Dis wat my bang maak. Hy het na haar gekyk en Anja het iets in sy oë gesien wat haar hart vinniger laat klop het. Anja, kan ek jou 'n baie persoonlike vraag vra? Natuurlik. Is jy gelukkig hier? Met die meisies in hierdie huis, met my. Ek is die gelukkigste persoon in die wêreld. Ek het nooit gedink dit sou moontlik wees om 5 kinders so lief te hê nie.
Hulle het 'n spasie in my hart gevul wat ek nie eens geweet het bestaan nie. En ek? Voel jy iets vir my behalwe professionele respek? Anja het na haar asem gesnak. Dit was die vraag wat sy gevrees en terselfdertyd begeer het. Ek behoort nie. Hoekom nie? Omdat jy my werkgewer is. Omdat jy jou eerste vrou verloor het en nog rou. Omdat dit onvanpas sou wees en... Anja. Stefan het opgestaan en voor haar gestaan, sy hande wat saggies haar skouers vasgehou het. Isabelle sal altyd deel van my storie wees, die ma van my dogters, en ek sal haar altyd eer. Maar sy is al byna 2 jaar weg. En ek het geleer dat die menslike hart 'n oneindige kapasiteit het om lief te hê. Stefan, laat my klaarmaak. Jy het in ons lewe gekom as 'n kinderoppasser, maar jy het soveel meer geword. Jy het die vreugde na my dogters teruggebring. Jy het kleur teruggebring na hierdie huis. En op een of ander stadium in hierdie laaste paar maande, het jy ook die vreugde na my teruggebring. Ek is verlief op jou, Anja. Diep, volledig en onherroepelik verlief. Die trane het oor Anja se gesig gerol. Ek is ook lief vir jou. Ek het probeer om nie te voel nie, ek het probeer om afstand te hou, maar ek kon nie. Jy is vriendelik, toegewyd, 'n wonderlike pa en 'n goeie man. Hoe kon ek nie verlief raak nie? Stefan het haar in 'n drukkie ingetrek en Anja het haarself in daardie warmte laat omvou, in daardie gevoel van uiteindelik tuis wees. Hulle het lank so gestaan, net mekaar vasgehou, totdat hulle giggel agter hulle gehoor het. Die 5 meisies het by die kombuisvenster geloer met reuse glimlagte op hul gesigte. Toe hulle besef hulle is ontdek, het hulle die tuin ingehardloop. Papa gaan met Anja trou, het Mia opgewonde gespring. Wag 'n bietjie, het Stefan gelag, nog steeds Anja aan haar middel vasgehou. Ek het haar nog nie gevra om te trou nie. Vra haar dan. Annabel het haar hande saamgevoeg soos in 'n gebed. Stefan het na Anja gekyk, en sy het senuweeagtigheid en hoop in sy oë gemeng gesien. Sou dit te mal wees? Om met my te trou, stiefma te wees vir 5 lawaaiige meisies, deel te wees van hierdie mal gesin. Dit sou die beste maalheid van my lewe wees. Dan... Stefan het op die grasperk gekniel, nog steeds Anja se hand vasgehou, terwyl die 5 dogters om hulle saamgedrom het. Anja Eubert, sal jy met my trou? Ek het nie nou 'n ring nie, en dit is nie die mees romantiese huweliksaansoek nie, maar dit is die opregste wat ek kan maak. Jy het ons voltooi. Jy het hierdie huis weer 'n tuiste gemaak. Dit sou 'n eer wees om jou as my vrou te hê. Ja. Anja het gelyktydig gelag en gehuil. Ja, 1000 keer ja. Die 5 meisies het in vreugdekrete uitgebars en om die paartjie gespring. Stefan het opgestaan en Anja vir die eerste keer gesoen, saggies, terwyl sy dogters hande geklap en gelag het. Die volgende maande was gevul met voorbereidings en aanpassings. Stefan het die meisies op 'n spesiale dag gevra om saam met Anja die blomme te kies wat hulle in die tuin sou plant. Elkeen het 'n ander blom gekies wat iets verteenwoordig het wat hulle in haar liefgehad het. Lienke het witrose gekies vir reinheid en goedheid. Mia het sonneblomme gekies vir die vreugde wat Anja gebring het. Annabel het viooltjies gekies vir moed. So het Madeliefies gekies vir eenvoud en skoonheid. En Emma het gesiggies gekies, bloot omdat sy die naam mooi gevind het. Hulle het almal op 'n Saterdagmiddag in die tuin geplant, gelag en hulself met grond vuil gemaak. Stefan het foto's van elke oomblik geneem en wou daardie geluk vir altyd vasvang. Die troue is vir 'n lentemôre beplan in die herhuis se eie tuin. Dit was 'n eenvoudige en intieme seremonie met net 'n paar naby vriende en familie. Anja het 'n eenvoudige wit kantrok gedra wat sy self gekies het, met natuurlike blomme in haar hare. Maar die ware sterre was die 5 meisies. Lienke, Mia, Annabel, Sue en Emma was die blommeisies, elkeen in laventelkleurige rokkies en met rykers van die blomme wat hulle geplant het. Hulle het met die geïmproviseerde paadjie op die grasperk afgestap en roosblare gestrooi. Toe Anja na die altaar stap, het Stefan sy oë vol trane skiet. Sy was pragtig in haar eenvoud, maar wat hom regtig ontroer het, was om sy 5 dogters langs haar te sien, met stralende glimlagte op hul gesigte. Die predikant het die seremonie met teerheid gelei en gepraat oor familie, liefde en tweede kanse. Toe dit tyd was vir die geloftes, het Stefan Anja se hande vasgehou en uit sy hart gepraat. Anja, jy het in my lewe gekom toe ek lig die nodigste gehad het.
Ek het gedink ek sou nooit weer gelukkig wees nie, dat ek nooit die pa sou kon wees wat my dogters verdien nie. Maar jy het my gewys dat liefde geen perke het nie, dat familie oor keuse en teenwoordigheid gaan, nie net oor bloed nie. Ek beloof om jou elke dag te eer, jou drome te ondersteun en die man te wees wat jy verdien. Anja het haar trane afgevee voordat sy haar eie geloftes afgelê het. Stefan, toe ek hier aangekom het, was ek net 'n meisie van die platteland op soek na werk. Ek het nooit gedink ek sou 'n gesin vind nie. Jy en jou 5 wonderlike meisies het my die ware betekenis van liefde geleer. Ek beloof om na hierdie gesin met my hele hart om te sien, om die beste vrou en ma te wees wat ek kan wees, en om hierdie huis elke dag met liefde te vul. Toe die predikant hulle as man en vrou verklaar het, het die 5 meisies harder as al die gaste geskree. Stefan het Anja gesoen terwyl sy dogters hulle omhels het, en 'n toneel van pure liefde en vreugde geskep het. Die partytjie wat gevolg het, was perfek in sy eenvoud. Daar was lewendige musiek, heerlike kos en baie dans. Stefan het individueel met elkeen van sy dogters gedans en vir elkeen gefluister hoe lief hy hulle het. Anja het ook met hulle gedans en Emma op haar heup gehou terwyl sy op die grasperk gedraai het. Toe die son begin sak en die hemel in skakerings van pink en oranje geverf het, het die hele gesin in die blomtuin bymekaar gekom wat hulle geplant het. Die 5 meisies het op Anja en Stefan se skote gaan sit en saam met hulle die skemering dopgehou. Dink julle mamma sien, het Lienke saggies gevra en vir die eerste keer in maande na haar biologiese ma verwys. Stefan het sy dogter stywer omhels. Ek is seker sy doen. En ek weet sy is bly dat julle iemand anders het om julle lief te hê en na julle om te sien. Niemand vervang haar nie, het Anja bygevoeg. Sy sal altyd julle eerste ma wees, die een wat julle in die wêreld gebring het. Ek is net die gelukkige een wat later gekom het en ook julle liefde gewen het. Jy is ons hartse ma, het Emma vir die 1000ste keer verklaar en almal het gelag. Daardie aand, nadat die 5 meisies bed toe was, het Stefan en Anja hand aan hand in die tuin gesit. Die herehuis agter hulle het met warm ligte geskyn en uit die oop vensters het die geluide van vroegere opgeneemde lag gekom. Dit was nou hulle huis, nie 'n koue tronk nie, maar 'n tuiste vol lewe en liefde. Weet jy wat die ongelooflikste is, het Stefan gemompel en Anja se hare gesoen. Wat? Dat jy in ons lewe gekom het vermom as 'n eenvoudige mens, net 'n kinderoppasser op soek na werk. Maar jy was presies wat ons nodig gehad het, 'n engel wat gestuur is om ons te red. Anja het geglimlag en nader aan hom gekruip. Ek is nie 'n engel nie. Ek is net 'n meisie wat 5 meisies en 'n goeie man met haar hele hart liefhet. En daar, onder die sterre, omring deur die blomme wat hulle saam geplant het en die herinneringe wat hulle begin skep het, het Stefan en Anja verstaan dat hulle iets skaars en kosbaars gevind het, 'n tweede kans op geluk, 'n gesin gekies met liefde en 'n tuiste wat uiteindelik volledig was. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Anja, Stefan en hul 5 meisies het julle harte geraak. Net soos Anja ontdek het dat die regte mense in ons lewens verskyn presies wanneer ons hulle die nodigste het, selfs vermom as eenvoud, kan elkeen van ons daardie lig vir iemand wees. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories oor liefde, familie en tweede kansse. Jy kan dit vind deur hier langsaan te klik. As hierdie verhaal jou ontroer het, moenie vergeet om in te teken op ons kanaal en jou like op die video te los nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe, die krag van ware liefde en die sterkte wat ons in familiebande vind, verken. Vertel ons in die kommentaar, het jy al 'n situasie beleef waar iemand onverwags jou lewe verander het? Of ken jy 'n soortgelyke ware verhaal? Ons sal graag julle ervarings lees. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Elke storie is 'n venster om die menslike natuur en die transformerende krag van opregte liefde beter te verstaan. Tot die volgende storie en onthou, familie word nie deur bloed gedefinieer nie, maar deur die liefde wat ons kies om elke dag te deel.